Shalom maatjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Maar kom ons toe, maak toe die oogies, dan bid ons gou saam. Papa God, baie dankie vir nog 'n Storytyd. Dankie dat ons verder deur u woord kan reis. Dankie vir elke maatjie wat vandag hier luister. Seën hulle en laat hulle weet dat hulle super spesiaal nie net vir my is nie, maar ook vir u in Jesus naam. Amen. Vandag se Storytyd gaan oor die 10 plaae wat oor Egipte gekom het. Maatjies, laasweek het ek mos vir julle vertel, Moses en Aaron het na Egipte land gegaan. Daar het hulle vir Farao gaan aanspreek. Moses het vir hom gesê, Farao, God sê, laat my mense gaan, of vreeslike dinge sal met Egipte land gebeur. Want Farao was baie lelik met die Israeliete. Hy het laat hulle vreeslik hard werk. Partykeer het hulle somme in mekaar gesak, so moeg was hulle. Maar Farao het net geweier. Moses sê toe weer vir hom, God sê laat my mense gaan. Maar Farao se hart was hard en hy wou nie luister nie. Toe vat Moses sy staf wat hy in sy hand gehad het en raak aan die Nylrivier. En die hele Nylrivier het in bloed verander. Die visse in die Nyl het doodgegaan. Dit het vreeslik gestink. Maar nog steeds was Farao se hart hard en hy wou nie God se mense laat gaan nie. Die volgende dag het Moses weer na Farao gegaan en weer vir hom gesê, so spreek die Here, laat my volk trek dat hulle my kan dien. En as jy weier om hulle te laat trek, kyk, dan sal ek die Here jou hele grondgebied met paddas tuister. Die hele Nyl sal wemel van die paddas. Hulle sal in julle huise wees, in julle slaapkamers, in julle beddens, selfs in die kombuis. Maar nog steeds wou Farao na al die paddas nie luister nie. Weer het Aaron en Moses vir Farao gevra, die Here God sê, laat my mense trek. Maar maatjies, julle weet natuurlik wat was Farao se antwoord. Toe het God muskiete gestuur. Die mense was vol muskiete, die vee was vol muskiete, elke stofkorreltjie in Egipte het 'n muskiet geword. En soos elke keer tevore, dan sê Farao vir Moses, sê vir jou God hy moet dit wegvat, ek sal die mense laat trek. Maar maatjies, elke keer het hy gejok. Die 4de plaag was op pad, want Farao se hart was nog steeds hard. Weereens het God gevra, laat my mense trek. Farao het geweier. Toe stuur Papa God steekvlee. Die mense se huise was vol steekvlee, die diere was vol steekvlee. Die hele land is verwoes deur steekvlee. Maatjies, ek dink dis baie seer gewees. Verder het die Here met Moses gespreek. Gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy weier om hulle te laat trek en hulle nog langer vashou, dan sal die hand van die Here wees teen jou vee wat in die veld is, teen die perde, teen die esels, die kamele, beeste, klein vee, almal sal getref word met 'n swaar pes. En dit was toe ook so, al die vee van die Egiptenare het doodgegaan, maar die vee van die kinders van God, hulle het lewend gebly. Maar maatjies, Farao se hart was steeds hard en hy het geweier om die volk te laat trek. Die Here sê toe vir Moses en Aaron om 2 hande vol roet uit die oond te vat. Maatjies, roet is as. En laat Moses dit dan na die hemel uitstrooi voor die oë van Farao. En dit sal fyn stof word oor die hele Egipte land en aan die mense en diere sal swere kry. Maatjies,
En dit was so. Moses het die as na die hemel gestrooi en al die mense en al die diere van die Egiptenare het vol sere geword. En soos elke keer tevore het Farao vir Moses gesê, laat jou God die plaag wegvat, ek sal sy mense laat trek. Maar dan het hy gejok. Farao het weer gesê hy sal God se mense laat gaan, maar hy het dit nie gedoen nie. Moses sê toe vir hom, God sê, laat my mense gaan. Maar met 'n hart soos Farao se maats, weet julle al, hy het weer gejok. Papa God het 'n swaar haal laat reën uit die hemel. Dit het die hele Egipteland verwoes. Moses sê toe weer eens vir Farao, laat God se volk trek. Anders stuur God 'n vreeslike plaag. Maats, die 8ste plaag wat God gestuur het, was sprinkane. Die hele grondgebied was oortrek met sprinkane. Alles wat die haal nie verwoes het nie, het die sprinkane gekom en opgeëet. Daar was amper niks van Egipteland oor nie. Maar steeds was Farao se hart hard en hy wou nie God se mense laat trek nie. Die 9de plaag was duisternis. Moses het sy hand uitgesteek na die hemel toe en 'n dik swart wolk het oor die hele Egipteland gekom. Maatjies, en dit was vir 3 dae donker. Niemand kon niks voor hulle sien nie. Maar nog steeds was Farao se hart hard en God het besluit om die 10de en laaste plaag te stuur. God het die Israeliete beveel om hulle deure met die bloed van 'n lammetjie te verf op die deurkostyn. Dan sal hy weet dis sy volk wat daar bly en hy sal daai huis oorslaan. Maar al die huise van die Egiptenare, van die paleis tot by die slawe en selfs die diere, se eersgeborene het gesterf. Toe was Farao woedend vir God en hy het gesê Moses moet sy volk vat en uit Egipteland uitgaan. Maar maatjies, dit was nie die laaste van die Farao nie. Skakel volgende week in om te hoor wat toe gebeur het. Die les van die storietyd is, ons moet luister as Papa God praat. Anders gebeur daar dinge waar ons nie altyd baie tevrede is nie. Onthou asseblief, Juffrou Jolly wil by jou skool of jou kerk kom kuier. Kontak my gerus. En julle weet, subscribe as julle wil weet as ek 'n nuwe video opsit, want volgende week reis ons verder deur Papa God se woord. Baie Jesus liefde maatjies, totsiens.